Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Daar het geweldig baie die afgelope tyd internasionaal gebeur, maar ek het tog besluit om hierdie week 'n bietjie te fokus op die groot berade wat die afgelope tyd plaasgevind het. Die G7 beraad wat in Kanada plaasgevind het, die NAVO beraad onlangs in Den Haag in Nederland. Dan het ons binnekort die BRICS beraad en later vanjaar ook die G20 beraad. Maar voordat ons oor al 4 hierdie berade gesels, een of twee kwessies wat wel baie belangrik is. Ons het natuurlik in die afgelope dae gesien die konflik tussen Israel en Iran wat tot 'n einde gekom het, in 'n groot mate weens die bemiddeling van president Donald Trump van Amerika, maar natuurlik ook belangrike lande soos die Golflande in die Midde-Ooste. En daar was nog steeds heelwat vrae oor die volhoubaarheid van hierdie vredesooreenkoms. Sal daar binnekort dalk weer konflik wees? Sal Israel miskien weer verrassingsaanvalle op Iran onderneem? Hoeveel skade is werklik aangerig aan Iran se kernaanlegte? En baie verskillende berigte. Die Amerikaners wat sê nee, die skade is wesenlik. Iran sal nie sommer vinnig weer Iran kan verryk tot op so 'n hoë vlak nie en daardeur met ander woorde 'n kernwapen kan vervaardig nie. Ander individue wat weer sê nee, wat die skade is verseker nie so groot nie en Iran sal selfs later vanjaar weer daardie volle potensiaal kan herwin. Nou, dit is sekerlik onseker. Niemand van ons weet presies wat in Iran aangaan nie. Niemand van ons kan presies sê wat die uitkoms is nie, maar wat wel baie duidelik is dat die magsverhoudinge weens hierdie konflik wesenlik verander het. Dit is baie duidelik as jy kyk die tyd waarin daardie oorlog, eintlik mens kan dit sekerlik maar 'n oorlog ook noem, afgespeel het, wie regtig waar bereid was om sterk vir Iran in te tree. Rusland wat byvoorbeeld in 'n groot mate teruggestaan het en hoewel hy baie veroordelend was oor Israel se aanvalle en natuurlik ook Amerika se aanvalle, het Rusland nie regtig baie meer betrokke geraak nie en Rusland wat eintlik 'n bondgenoot van Iran is. Dieselfde geld vir China. China wat baie veroordelend was, maar nie regtig bereid was om enigiets werklik meer te doen nie. Daarmee saam weet ons dat al die sogenaamde proxy-groepe in Midde-Oosterse lande, in lande soos Irak en in Sirië en in Libanon en Jemen, wat almal bande het met Iran, kon ons eintlik sien hoeveel verswak hulle is en hoeveel die aanvalle die afgelope 18 maande eintlik al hierdie groepe soos Hezbollah en die Houthis wesenlik verswak het, dat hulle ook nie regtig waar, terwyl hierdie oorlog gewoed het, 'n bydrae kon lewer nie. So Iran is in 'n groot mate geïsoleer. Daar is wesenlike skade aangerig aan Iran se vermoë om byvoorbeeld lugaanvalle af te weer en lugaanvalle self uit te voer. En dan weet ons daar is skade aangerig aan hulle belangrikste kernaanlegte, al weet ons dalk nie presies wat die omvang daarvan is nie. So wat nou belangrik is, en ek dink waarop 'n mens moet fokus, is op die vraag oor of daar binnekort 'n ooreenkoms tussen Amerika en Iran gesluit kan word. Die Trump-administrasie in Amerika wil dit graag sien. Donald Trump is steeds die groot vredemaker. Ek dink dit is steeds sy prioriteit. As mens maar kyk, sy uitsprake die afgelope paar dae oor die voortsleepende konflik in die Gaza-strook tussen Israel en Hamas, as jy kyk na sy herhaalde uitsprake die afgelope weke en ook sy telefoonoproepe met Vladimir Putin oor die oorlog in Oekraïne, wil Trump sien dat daar vrede gemaak word. So Trump sal sekerlik wil hê dat nadat hy natuurlik daardie groot tree gegee het om 'n aanval, 'n reuse aanval uit te voer op Iran se grondgebied, dat hy nou ook eienaarskap kan neem van 'n soort groter ooreenkoms tussen Amerika en Iran, waar volgens Iran se kernprogram wesenlik ingeperk word, waarskynlik selfs bepaal dat Iran glad nie meer Iran mag verryk bo 'n sekere vlak nie, en dat Amerika dan daarvolgens ekonomiese sanksies teen Iran kanselleer, wat ons moet sê die afgelope paar jaar reuse skade aan Iran se ekonomie aangerig het. Ons weet ook dat daar binnelands wesenlike opposisie
teen die regime in Iran bestaan, teen die Ayatollahs. Daar is heelwat ongelukkigheid oor die omstandighede in Iran, maar ons sien geen werklik waar wesenlike aanduiding dat daar vanuit Iran regtig gewerk word in die rigting van 'n soort van revolusie en eintlik 'n soort van regimeverandering wat van binne gedryf word nie. So ek dink daardie hele idee is daar nie regtig noodwendig wesenlike vordering mee nie. Die groot vraagstuk wel is hier die moontlikheid van onderhandelinge of die hervat van onderhandelinge tussen Amerika en Iran. Nou Iran het een voorwaarde gestel vir sulke onderhandelinge en dit is dat Amerika homself daartoe moet verbind om nie weer aanvalle op Iranse grondgebied uit te voer nie. So ons sal sien presies hoe dit oor die volgende week of 2 afspeel, maar ja, baie interessante verwikkelinge wat Amerika natuurlik weer baie sterk geplaas het binne die hele Midde-Oosterse politiek en konflik, terwyl Amerika natuurlik eintlik sy militêre fokus wil verskuif na die Stille Oseaan gebied, die toekomstige bedreiging van China, die beskerming van Taiwan, samewerking met lande soos die Filippyne en Indië en ander in die Stille Oseaan gebied. So president Donald Trump wat sekerlik wil hê dat daar eerder nou vredesooreenkomste in die Midde-Ooste gesluit moet word sodat die Amerikaanse weermag nie soveel aandag en kapasiteit op die Midde-Ooste moet fokus nie. Dan gepraat oor die oorlog in Oekraïne. Daar is die afgelope tyd natuurlik steeds verskeie pogings om Rusland te probeer oortuig om in te stem tot een of ander soort van skietstilstand ooreenkoms, maar ons sien nie regtig vordering nie. Ons sien eerder heropbou van Russiese kapasiteit, veral in die noorde van Oekraïne het daar in die afgelope week of 2 is daar 50.000 Russiese soldate gestuur na 'n gebied in die noorde en dit lyk eerder of Rusland 'n reuse nuwe offensief wil loods om meer grondgebied in Oekraïne oor te neem. Dit terwyl Rusland reeds heelwat veld gewen het die afgelope paar weke. Die Franse president Emmanuel Macron het ook vir die eerste keer in meer as 3 jaar telefonies met Vladimir Putin samesprekings gevoer en dit in 'n poging om natuurlik Europa deel te maak enigsins van die gesprek oor enige moontlike vredesonderhandelinge, maar die groot vraag is steeds wat gaan Amerika doen? Wat kan die Amerikaners doen? President Donald Trump wat wil sien dat daar 'n einde kom aan die oorlog. Hy het dit verlede week weer gesê, maar intussen hierdie week het Amerika ook besluit om minder wapens, ten minste net tydelik minder wapens aan Oekraïne te lewer, omdat Amerika self tekorte aan sekere wapens en ammunisie begin ervaar. So, mens kry verskillende boodskappe, maar daar word nie noodwendig op hierdie tydstip enige vordering gemaak om ons nader te bring aan 'n oplossing vir hierdie konflik in Oekraïne nie. Dan wat Amerika aanbetref oor binnelandse politiek gaan ek nie baie sê oor die sogenaamde Big Beautiful Bill nie. Almal praat daaroor. Teen die tyd wat jy miskien na hierdie potsending kyk, is daar dalk al groot vordering en dit president Trump dit dalk al onderteken, maar wat ons die afgelope tyd gesien het in Washington DC en Amerika is natuurlik 'n wesenlike debat oor binnelandse beleidskwessies. Ons sien 'n nuwe Republikeinse party in Amerika waar daar regtig gedebatteer word oor hoe die Republikeinse party in die toekoms moet dink oor sy kiesers. En die rede daarvoor is natuurlik eenvoudig dat die Republikeinse party se kiesers wesentlik verander het oor die afgelope dekade of wat. Dis baie meer laer inkomste groep mense uit die werkersklas en die laer middelklas wat vir die Republikeinse party stem, spesifiek dan ook vir Donald Trump gestem het. En dit beteken dat hulle ook die mense is wat redelik ernstig geraak word wanneer daar byvoorbeeld aan welsynsvoordele besnoei word, wanneer mediese voordele minder gemaak word, dan is dit in arm deelstate soos West Virginia en suidelike deelstate soos Mississippi en Alabama waar mense die ergste geraak word. Ons het dit gesien in hierdie hele debat die afgelope week of wat in die Amerikaanse Senaat, toe daar regtig gepraat is oor begrotingsprioriteite en wat natuurlik vir Amerika
en vir die Republikeine oor die volgende jaar of twee belangrik gaan wees. Maar president Donald Trump, wat natuurlik hierdie reuse stuk wetgewing van meer as 940 bladsye wil goedkeur, omdat ander belangrike elemente van sy binnelandse beleid daardeur gefinansier sal word. En die een is grensbeheer, die groot suksesverhaal tot dusver van die Trump-administrasie vanjaar is die feit dat hulle daarin geslaag het om onwettige immigrasie byna tot 'n einde te bring in Amerika. En Trump wil sien dat daar natuurlik baie meer permanente dinge gedoen moet word. 'n Grensversperring opgerig word tussen Mexico en Amerika, baie meer permanente grensbeheer plaasvind, maar ook, en ek dink dit is 'n belangrike deel van hierdie wetgewing, ook om te verseker dat daar baie meer onwettige immigrante gedeporteer word, dat die deportasie van immigrante, die hele proses om mense te deporteer, om asielaansoeke te hanteer, en as dit afgekeer word dan vir mense na sentrums te stuur en hulle te deporteer, dat daardie proses versnel kan word. Want dit is een van die uitdagings tans van die Trump-administrasie. Daar is waarskynlik tussen 15 en 20 miljoen mense wat onwettig in Amerika is. En selfs net om 10% van daardie mense oor 4 jaar te deporteer, sal 'n reuse projek wees. En dit is duidelik dat die Trump-administrasie dit as 'n baie belangrike prioriteit bestempel. Maar ons sal sien hoe hierdie hele politiek oor die volgende week of twee uitspeel. Die voormalige bondgenoot, kan mens sekerlik sê, van president Trump, wat natuurlik besluit het om eie politieke party miskien te begin indien die wet ondersteun word. Daar's baie struwelinge binne die Republikeinse party oor groter staatsskuld, meer spandering, of hierdie wetgewing noodwendig daartoe gaan lei dat daar groter begrotingstekorte gaan wees. Ja, dis moeilike vraagstukke wat ons moet sien oor of Trump self daarin gaan slaag om oor die volgende weke die Republikeinse party bymekaar te hou en of daar regtig soveel verdeeldheid gaan wees dat daar selfs 'n nuwe politieke party in Amerika gestig kan word, eintlik in oppositie met meer federale spandering. Maar vir nou, op hierdie tydstip, lyk dit wel of Donald Trump in 'n groot mate sy sin kry. Dit gaan ons bring by die volgende punt waar ek eintlik oor vandag wil gesels, en dit is die 4 berade wat vanjaar plaasvind, en die groot vraag natuurlik, tot watter mate Donald Trump by hierdie groot internasionale berade dan wel sy sin kry. Ons kop weg met die G7-beraad wat plaasgevind het van die 16de tot die 7de Junie in Alberta in Kanada. Nou hierdie was natuurlik 'n baie belangrike beraad, veral vir die nuwe Kanadese premier Carney, wat onlangs verkies is tydens 'n verkiesing tot 'n voltermyn, en vir hom om die G7-lande, wat natuurlik hierdie ryk demokratiese lande in die wêreld is, om die staatshoofde in Kanada bymekaar te bring en te praat oor sekerlik die belangrikste kwessie wat ontstaan het binne die G7 sedert Donald Trump se terugkeer na die Withuis, naamlik handel, die hele handelsoorlog en die hele stryd en struweling wat daar eintlik ontstaan het tussen baie van hierdie lande. Dit was vir Carney 'n baie groot prioriteit gewees. Nou uiteindelik het daar nie soveel gebeur by die G7-beraad nie. Die ene rede daarvoor is dat president Donald Trump slegs een van die 2 dae daar was. Hy het teen die eerste aand besluit om skielik terug te gaan na Washington weens die konflik tussen Israel en Iran. En daar is baie gepraat, daar is heelwat bilaterale gesprekke gevoer tussen Donald Trump en die leiers van lande soos Kanada en Duitsland en Japan, maar nie noodwendig wesenlike vordering gemaak nie. Amerika wat 'n handelsooreenkoms met die Verenigde Koninkryk gesluit het, daar is 'n bietjie vordering gemaak in onderhandelinge met die Europese Unie, ook die president van die Europese Kommissie Ursula von der Leyen wat in Kanada teenwoordig was by die G7-beraad, maar ons sien nie noodwendig wesenlike vordering wat gemaak is nie. En die uitdaging natuurlik is dat die afsnydatum wat president Donald Trump gestel het vir handelsonderhandelinge tussen die VSA
en eintlik die meeste ander lande in die wêreld reeds volgende week is. Trump wat aanvanklik teen meer as 100 lande in die wêreld invoertariewe ingestel het, toe het hy in 90 dae, eintlik 'n 3 maande moratorium daarop geplaas en eintlik geleentheid gegee dat daar onderhandelinge kan plaasvind om dan nou nuwe ooreenkomste te sluit, en daardie 90 dae verstryk volgende week, en daar is eintlik sover baie min handelsooreenkomste bereik. Nou tydens die G7 beraad, dink ek was daar wel konsensus gewees dat 'n handelsoorlog vermy moet word, en dat lande wel groot moeite moet doen om hulle betrekkinge weer te versterk. Maar ons sien eintlik nie na die G7 beraad dat daar regtig waar wesenlike vordering gemaak word. Die stryd tussen Amerika en Kanada duur steeds voort. Kanada wat byvoorbeeld 'n belasting ingestel het op Amerikaanse tegnologie. Toe het president Trump verlede week alle onderhandelinge vir handelsooreenkomste tussen Amerika en Kanada opgesê. Kanada wat toe weer die belasting afgestel het, en sedertdien het die onderhandelinge weer hervat, maar dit lyk nie regtig of daar noodwendig binne die volgende dae 'n ooreenkoms bereik kan word. En dis baie sleg vir die Kanadese ekonomie. Kanada wat werklik waar afhanklik is van uitvoere na Amerika, die Kanadese ekonomie wat reeds onder druk verkeer. En ja, so in 'n groot mate sou mense sekerlik kon sê dat hierdie G7 beraad nie noodwendig op die terrein van handel konkrete deurbrake gemaak het. Daar is gepraat oor die oorlog in Oekraïne, die konflik in die Midde-Ooste, hoe dit opgelos moet word, hoe daar ondersteuning gebied moet word aan Oekraïne. Dit is alles klein puntjies wat bespreek is regtig, en baie klein ooreenkomste wat bereik is by die G7 beraad, maar noodwendig oor die groot kwessie van die beraad is die meeste leiers huis toe sonder noodwendig enige sukses. Dan die tweede beraad wat letterlik net 'n week later plaasgevind het, was natuurlik die jaarlikse NAVO-beraad, en dit was van 24 tot 25 Junie in Den Haag in Nederland. En dit staan nogals bietjie in kontras met die G7-beraad, waar daar wel by die NAVO-beraad 'n wesenlike ooreenkoms aangekondig is. En die rede daarvoor is bloot dat daar eintlik vir maande in aanloop tot die NAVO-beraad baie werk gedoen is deur NAVO se nuwe sekretaris-generaal Mark Rutte. Nou oor Rutte kan jy baie sê en met goeie rede krities wees oor Rutte se politieke loopbaan. Hy is die langsdienendste Nederlandse premier of Nederlandse eerste minister van alle tye. Hy was byna 12 jaar lank Nederlandse eerste minister gewees voordat hy verlede jaar aangewys is as NAVO se nuwe sekretaris-generaal. Maar Rutte is 'n baie vernuftige politikus, gee dit wel aan hom toe. Nadat Trump sy terugkeer gemaak het na die Withuis in Januarie vanjaar, het Trump gesê dat hy wil hê dat NAVO-lidlande in die toekoms 5% van hulle bruto binnelandse produk aan verdediging moet spandeer. Nou die huidige vereiste is 2% van BBP, en dit is in 2014 bepaal nadat Rusland natuurlik die Krimskiereiland van Oekraïne afgeneem het, basies geannexeer het, en daartoe 'n NAVO-beraad plaasgevind het, waar NAVO-lande ooreengekom het dat hulle meer moet spandeer op eie verdediging, spesifiek in Europa. Die probleem was eintlik maar altyd Europa en Europese lande wat eintlik na die einde van die Koue Oorlog stelselmatig minder en minder op verdediging spandeer het. Nou daardie besluit in 2014 is nooit behoorlik geïmplementeer nie. Teen verlede jaar het slegs 23 van die 32 NAVO-lidlande 2% van hulle BBP aan verdediging spandeer. Intussen het dit gestyg tot 30 van die 32 lande, en teen die einde van vanjaar sal waarskynlik al 32 NAVO-lidlande wel 2% van hulle BBP aan verdediging spandeer. En 'n mens kan vir Mark Rutte en Donald Trump krediet gee daarvoor. Trump wat natuurlik die druk toepas op NAVO-lande, veral op Europese lande, waar hy eenvoudig gestreep trek en sê, wel, Amerika gaan julle nie steun indien julle nie self genoeg doen nie of self meer doen nie. En ons het verskeie aankondigings die afgelope tyd gesien. Duitsland wat besluit het om 60.000 ekstra soldate op te lei en permanent aan te stel. 'n Geweldige verhoging in militêre spandering in byna elke enkele Europese land. Pole wat op die voorpunt is, wat byna reeds 5% van sy bruto binnelandse produk aan verdediging spandeer. So
Eintlik die druk van Donald Trump wat reg deur NAVO daartoe gelei het dat lande reeds begin planne maak om meer te spandeer. En toe 'n paar maande gelede kondig Donald Trump skielik aan, hy wil hê dat NAVO-lidlande moet in die toekoms 5% van hulle BBP op verdediging spandeer. Nou Mark Rutte wat baie vernuftig twee dinge gedoen het. Hy het eerstens besluit om nie vir Trump teen te staan nie, maar eerder Trump se voorstel amper sy eie te maak om dit self aan te bied as dat hy dit onmiddellik steun en dat hy gaan help om dit te implementeer. En toe het hy inhoud daaraan gegee en die inhoud wat hy daaraan gegee het is om te sê dat die 5% moet bestaan uit 3,5% spandering op verdediging en 1,5% spandering op alles wat verdediging ondersteun. En dit sluit in natuurlik infrastruktuur soos 'n lughawe waarop vegvliegtuie kan land en enige ander infrastruktuur en intelligensiedienste wat ook al jy nodig het om jou verdediging te ondersteun. En uiteindelik het Rutte besluit om hierdie voorstel in aanloop tot die NAVO-beraad met al die staatshoofde van die 32 NAVO-lidlande te gaan bespreek. Rutte wat letterlik gevlieg het van land tot land, hy het al 32 staatshoofde ontmoet en hy het eintlik reeds week of 2 voor die NAVO-beraad plaasgevind het aangekondig dat byna al die lande hiertoe ingestem het. Nou uiteindelik toe die NAVO-beraad 24 en 25 Junie plaasvind in Den Haag, toe het 31 van die 32 NAVO-lidlande daartoe ingestem om 5% van hulle BBP teen 2035 dan op verdediging te spandeer. En dis net Spanje wat steeds weier om dit te doen. Hulle kry eintlik redelik kritiek, natuurlik ook van Donald Trump, maar met tyd mag daar natuurlik ook 'n verandering, 'n regeringsverandering in Spanje plaasvind, wat mag beteken dat Spanje ook waarskynlik hiertoe sal instem. Maar wat het gebeur toe by die NAVO-beraad? Die NAVO-beraad het oor 2 dae in Den Haag plaasgevind, maar die vergadering van die 32 staatshoofde, wat eintlik maar die kern is van die NAVO-beraad, was op die tweede dag, op 25 Junie, slegs vir 3 ure, en daar het hierdie 32 staatshoofde eintlik maar ooreengekom op 5 paragrawe. 1 bladsy, nou in die verlede was die ooreenkomste by so 'n NAVO-beraad gewoonlik bladsye en bladsye, hele lang dokumente. Vir jaar se ooreenkoms 1 bladsy, 5 paragrawe, en dit sê eintlik in 'n groot mate maar dat NAVO-lidlande moet almal saamwerk om baie meer op verdediging te spandeer. Dit moet beter gekoördineer word en uiteindelik moet daar teen 2035 dan nou hierdie 5% spandering wees. En dan is daar 1 of 2 puntjies sinne letterlik hieroor gemaak oor ondersteuning aan Oekraïne en eintlik nie veel meer oor die konflik wat in die wêreld aangaan nie. So 'n baie gefokusde NAVO-beraad. Sommige mense kan sê wel, die beraad het eintlik maar aan Donald Trump behoort en hy het dit alles maar eintlik gemanipuleer, maar uiteindelik het Trump wel sy sin gekry met die hulp van die sekretaris-generaal van NAVO, Mark Rutte. Wat wel belangrik is, en ek dink is dalk die heel belangrikste punt, 'n mens moet teruggaan na 2017 en 2018, toe Donald Trump sy eerste termyn in die Withuis gedien het. Op daardie tydstip was Trump baie krities oor NAVO gewees, eintlik amper teen NAVO gekant gewees. Hy het eintlik gesê NAVO het nie meer 'n bestaansreg nie. Europese lande bring nie hulle kant binne NAVO nie. En hy was eintlik baie uitdagend oor NAVO gewees. Dit het totaal en al verander. Trump is nou heeltemal verbind aan NAVO. Hy het Amerika weer volledig verbind aan die doelstellings van NAVO. Daar is ook binne hierdie verklaring wat deur die 32 lidlande uitgereik is, 'n herbevestiging van artikel 5 wat bepaal dat 'n aanval op een NAVO-lidland eintlik maar 'n aanval op alle NAVO-lidlande behels. So Amerika wat homself weer baie sterk verbind het tot NAVO. So interessante verwikkelinge in 'n enkele jare natuurlik oor die relevantie van NAVO, en dit het natuurlik baie te doen met die oorlog in Oekraïne en die feit dat daar eintlik amper hierdie soort van gesamentlike vyand gesien word in Rusland wat sommige Oos-Europese lande soos die Baltiese state en Pole natuurlik voel in die toekoms hulle veiligheid kan bedreig.
Die volgende beraad wat nou eers binnekort plaasvind, is die BRICS-beraad. En die BRICS-beraad vind plaas van 6 tot 7 Julie en vanjaar vind dit plaas in Rio de Janeiro in Brasilië. Brasilië wat die gasheer is vanjaar van die jaarlikse BRICS-beraad. Dit is presies 'n jaar sedert die vorige BRICS-beraad in Rusland plaasgevind het, waar daar vir die tweede jaar in 'n ry eintlik 'n redelike uitbreiding aangekondig is van BRICS-lidmaatskap. Tans is daar 10 lande wat lidstate is van BRICS. Daar is ook 10 sogenaamde vennootskaplande wat baie naby aan BRICS beweeg en wat waarskynlik in die toekoms dan volwaardige lidlande sal word. So BRICS wat oor die afgelope 2 jaar wesentlik in lidmaatskap uitgebrei het en reeds byna 50% van die wêreldbevolking verteenwoordig en byna 1/3 van die globale ekonomie. So as 'n mens kyk na waar ons vandag staan in terme van BRICS, dan is BRICS sekerlik 'n reuse groepering in die wêreld, ekonomies, demografies, selfs geografies. As jy gaan kyk waar lê al die BRICS lidlande in die wêreld, sekerlik 'n belangrike magsblok in terme van bloot net geografie en demografie. Moontlik selfs ook ekonomiese omvang. Maar dan moet ons ook met onsself baie eerlik wees as ons die vraag afvra oor wat het die afgelope 12 maande gebeur, dat daar eintlik binne BRICS baie min gebeur het. Bietjie ontwikkelingshulp uit BRICS vir sekere projekte in sommige BRICS lande, hier en daar gesamentlike verklaringe oor die oorlog in die Midde-Ooste of oor ander konflik, maar verder eintlik baie min vordering wat gemaak is in hierdie BRICS-groepering. So, die vraagstuk by vanjaar se BRICS-beraad in Brasilië is of daar regtig 'n wil is, 'n politieke wil bestaan by die lidlande van BRICS om eintlik polities nader aan mekaar te beweeg, om polities baie nader aan mekaar of nadere samewerking te bewerkstellig, sodat daar byvoorbeeld sterker standpunt ingeneem kan word oor dinge en baie spesifieke stappe deur BRICS onderneem kan word. En ek dink dit is onwaarskynlik en dit maak BRICS baie anders as byvoorbeeld die G7, waar daar in 'n groot mate ook politieke eensstemmigheid oor baie kwessies is. En binne BRICS is daar eintlik wesenlike verskille oor byvoorbeeld die hantering van iets soos hierdie onlangse konflik tussen Israel en Iran, ook byvoorbeeld verhoudinge met die Weste, met Amerika. Jy het sommige BRICS-lande soos Indië wat baie sterk met die globale suide saamwerk, maar ook sterk militêre samewerking met die Weste het, dikwels juis in oppositie met China, wat ook natuurlik 'n BRICS-lidland is. En dit is maak dit dan ook baie interessant dat die Chinese president Xi Jinping aangekondig het dat hy verjaar se BRICS-beraad nie gaan bywoon nie. So van die aanvanklike 4 lidlande, nog voordat Suid-Afrika lidland geword het, die eerste die oorspronklike 4 BRICS-lidlande, sal net die staatshoofde van Indië en Brasilië teenwoordig wees. Vladimir Putin van Rusland, wat natuurlik nie die BRICS-beraad kan bywoon nie, weens daardie lasbrief vir sy inhegtenisname wat steeds geldig is, en dan die Chinese president Xi Jinping wat besluit het om dit nie by te woon nie. En dit sê vir ons waarskynlik dat vanjaar se BRICS-beraad flouerig gaan wees, daar gaan oor baie dinge gepraat word, maar daar gaan uiteindelik baie min gebeur. Baie min wesenlike dinge regtig hieruit na vore kom. En ek dink die rede daarvoor is bloot die feit dat daar nie regtig binne die BRICS-groepering 'n soort van gedeelde politieke doelstellings is nie. Oor hoe moet die wêreld noodwendig lyk? Ja, die voorstel van Indië en die Indiese regering is dat BRICS homself moet beywer vir 'n multipolêre wêreld, met ander woorde, nie 'n wêreld waarin slegs enkele supermoondhede domineer en eintlik die toon aangee nie. En dit maak sekerlik sin, die Indiese soort van voorstel en idees. Indië is ook volgende jaar die gasheer van volgende jaar se BRICS-beraad, maar dit is 'n baie vaag voorstel as jy nog nie regtig vir jouself sê, hoe gaan ons daarby uitkom nie en hoe gaan ons as BRICS-lidlande daarby uitkom nie. China verskil daarvan. China het 'n heeltemal ander idee. Die Chinese gedagte is dat China se model, sy regeermodel, sy politieke model, moet die model van die toekoms vir die wêreld wees. En hy wil eintlik so 'n model afforceer op gebiede waar hy baie invloed het, byvoorbeeld in Suidoos-Asië en in Afrika
En in verskeie ander lande. So polities is daar nie baie eensgesindheid binne die BRICS-lande nie, ekonomies ook nie, want binne BRICS is daar volwaardige kapitalistiese demokrasieë, daar is teokrasieë, daar is totaal autokratiese lande, eenpartystate, en dit is baie moeilik om 'n soort van ekonomiese konsensus ook binne BRICS te ontwikkel, veral met China wat met sy uitvoere steeds probeer om natuurlik baie sterk binne BRICS te domineer. So, ook nie ekonomies regtig eensgesindheid nie. Dan militêr, daaroor word dan nie eers gepraat nie, en as mens gaan kyk na die agenda van hierdie BRICS-berade, dan is daar eintlik baie min bespreking ooit oor militêre samewerking, want militêre samewerking binne BRICS is eintlik onmoontlik, omdat daar hierdie verskille bestaan. China en Indië wat militêr baie ver van mekaar verwyderd is, Brasilië wat homself heeltemal op 'n ander plek plaas, Iran en die Verenigde Arabiese Emirate wat eintlik mededingers is binne die Midde-Ooste, en daar kan eintlik nie binne BRICS noodwendig in die toekoms wesenlike militêre samewerking wees nie. So, ons sal sien wat gebeur by verjaar se BRICS-beraad. My eie voorspelling is daar gaan bitter min gebeur, veral omdat die Russiese en Chinese presidente nie daar sal wees nie, omdat daar steeds 'n wag-en-sien houding is van sommige leiers. Daar is natuurlik ook die afgelope maande baie skerp kritiek deur Donald Trump gewees teen BRICS, en sommige lande soos Indië, selfs Brasilië, maar ook die Verenigde Arabiese Emirate, wat nie tans vir Donald Trump wil vervreem nie. So hulle sal nie noodwendig deel wil wees van besluite by BRICS, wat Amerika tans kan vervreem nie. So ja, ons gaan sekerlik verklaring sien by die BRICS-beraad, allerhande interessante voorstelle sien wat op die tafel geplaas word. Ons kan nie verwag dat daar regtig op hierdie tydstip veel daarvan sal kom nie. So ja, BRICS, groot, belangrike lande, magtige lande wat deel daarvan is, in terme van globale invloed as 'n groepering tans nog baie beperk. En dit bring my by die laaste beraad waaroor ek wil gesels, en dis eintlik net so iets van 'n voorskou. Dis natuurlik die G20 beraad wat in November vanjaar hier in Suid-Afrika in Johannesburg sal plaasvind van 22 tot 23 November. En ons gaan nog baie daaroor gesels oor die res van vanjaar. Ek vra natuurlik nog altyd steeds die vraag af hoekom maar ooit besluit is om die G20 beraad in Johannesburg aan te bied. Regtig een van die lelikste plekke in Suid-Afrika waar jy seker so beraad kan aanbied. Ook by Nasrek wat homself nie ek daaraan toeleen. Nee, as jy gaan kyk na waar G20 berade elke jaar plaasvind, dan is dit altyd 'n poging deur die gasheerland om iets baie mooi van daardie land te wys, iets van die skoonheid van die land. Regtig eintlik 'n bietjie te spog met wat die land kan bied, want natuurlik is so 'n beraad, of dit nou 'n G20 beraad of 'n NAVO beraad of 'n G7 beraad is of 'n BRICS beraad, 'n geleentheid om ook toerisme na jou land te bevorder, om ook beleggingsgeleenthede na jou land te bevorder. Nou of 'n beraad in Johannesburg dit gaan doen, daaroor is ek baie skepties, maar nou ja, dit is natuurlik nog 'n setel van die ANC, en hulle wil natuurlik nie, president Ramaphosa en die ANC leierskap sal nie wil sien dat 'n G20 beraad noodwendig in Kaapstad plaasvind waar hulle nie in beheer is. So in my opinie baie meer sin gemaak het om dit in Kaapstad te doen, of selfs ernstig aan die Natalse Noordkus of Suidkus, as hulle ten minste die water kon skoon hou. Maar ja, die G20 beraad vanjaar vind plaas in November in Johannesburg. En die groot vraag steeds is oor of die Amerikaanse president Donald Trump dit gaan bywoon. Op hierdie tydstip is alle aanduidings dat Trump dit nie gaan bywoon nie. Hy het nie bevestig nie. Dit lyk nie of hy enige planne het om na Suid-Afrika te kom nie, maar hy mag natuurlik van plan verander. Die Suid-Afrikaanse regering probeer nog alles in hulle vermoë doen om hom wel te oortuig. En dit is ook hulle boodskap om te sê, hulle is nog in gesprek met die Withuis en daar is 'n kans dat Trump nog die beraad gaan bywoon. Maar as ons kyk na die afgelope week of 2 se gebeure, dan neem Amerika nie regtig deel aan die aktiwiteite in aanloop tot die beraad. En daar's natuurlik gereelde vergaderings van verskillende ministers en verskillende byeenkomste, voorbereidings van agendas en dinge wat voortdurend afspeel. En Amerika wat 'n baie lae vlak van betrokkenheid hierby het, dikwels ook afwesig is. So die verwagting vir nou is natuurlik dat die Amerikaanse president nie dit gaan bywoon nie. En dan is die vraag, wie anders gaan dit almal bywoon?
bywoon. Natuurlik die G20 lande se staatshoofde wat almal genooi is, maar ook heelwat ander staatshoofde wat genooi is van nie G20 lande, veral uit Europa, Afrika, Suid-Amerika, Asië. En dan ook die hoofde van al die bekende internasionale organisasies, die Europese Unie, die Verenigde Nasies, die Wêreldbank, die Internasionale Monetaire Fonds, die Afrika Unie, hulle is almal genooi na hierdie beraad in Suid-Afrika. Wat gaan Suid-Afrika daardeur bereik? Wat is die uiteindelike oogmerk wat president Ramaphosa en die regering sal wil bereik met so 'n beraad, wanneer die hele wêreld se oë eintlik bietjie op Suid-Afrika gefokus gaan wees? Gaan alles uiteindelik wees oor die feit dat die Amerikaanse president afwesig is heeltemal moontlik. Gaan daar miskien nog staatshoofde wees wat dit nie gaan bywoon nie? Gaan dit met ander woorde so 'n bietjie 'n laer vlak byeenkoms wees? Gaan daar wesenlike vordering gemaak word oor belangrike besprekingspunte? Ja, die G20 gaan eintlik maar bietjie oor internasionale diplomatie, om uiteenlopende lande bymekaar te bring. Dit maak tog altyd die G20 anders. Dis nie noodwendig 'n noue samewerkingsbeweging nie. Die G20 lande stem nie saam oor meeste dinge in die wêreld nie, maar daar word eintlik so 'n bietjie internasionale solidariteit getoon en oor sekere punte, en dis gewoonlik hierdie soort van meer wollerige punte, waaroor dan natuurlik altyd so 'n bietjie eensgesindheid in die wêreld bereik word, die bestryding van armoede en klimaatsverandering en al hierdie soort van dinge. Nou ja, die 3 temas van verjaar se beraad is dan ook solidariteit, equality, ja, dis natuurlik 'n woord wat 'n mens op soveel verskillende maniere kan interpreteer, en volhoubaarheid. So, interessante beraad wat sekerlik in November voorlê, maar weer eens die verwagtinge moet nie te hoog wees van vanjaar se G20 beraad nie, en dit hou baie meer verband met wie dit gaan bywoon en die inhoud van die beraad noodwendig as bloot net ook waar dit gaan plaasvind. Maar ons sal oor die volgende paar weke sekerlik nog in aanloop tot die G20 beraad meer hieroor gesels. Dit bring ons aan die einde van vandag se en hierdie week se program se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoor graag van julle wat julle dink, waaroor julle wil hê ons moet gesels oor die volgende paar weke. Lewer gerus kommentaar en onthou om in te teken op ons kanale waar ook al jy na Wêreldwys luister of kyk. Totsiens.